Vanoggend se preek is, wat is in ons hart? Wat gaan God vir my en jou doen? En as ons kyk wat God vir ons gedoen het, dan weet ons hy wil goeds vir ons doen. Amen. Hy wil iets goeds vir my doen. Hy het iets goeds vir my, want hy het my soontoe gestuur. Hy het my soontoe gevat. Amen. Kom ons sit. My preek is vanoggend, wat 'n stryd gaan jy en ek deur elke nuwe dag van ons lewe. Elke dag van ons lewe gaan ons deur 'n stryd, 'n geveg, wel met onsself, met omstandighede, met ander mense, by die werk. Maak nie saak waar jy gaan nie, as jy gaan uit eet, partykeer het jy ook 'n stryd, of nie, waar jy bring die verkeerde goed, en dis 'n stryd wat jy self met jou het jy selfbeheersing, of sê jy vir die wyd, ag, sit maar neer, ons gaan dit maar so eet, of wat gaan ek en jy elke dag deur in ons lewe, en hoe gaan ons dit verander? Dis belangrik. En as ek vandag klaar is met hierdie ding, want ek het hierdie preek die Here vir my gegee, en toe besef ek net, weet jy wat, hoeveel moet ek nog groei? En waar moet ek groei? Dit is belangrik. Waarin moet ek groei? In my humeur, in my geduld, in my liefde, in vrede. Waarin moet ek groei? Want as ons gaan tog en kyk, dis God se geaardheid, dis wie God is. En as ons gaan kyk na Romeine 8 vers 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir my is, wie kan teen my wees? Wat sê die vers van my en jou? As God vir my is, wie kan teen my is? Met ander woorde, hy sê eintlik in hierdie vers, die dag toe ek my hart vir die Here Jesus gegee het, het ek oorwinning oor alles en alle gevalle in my lewe. Al kom die storm, as God vir my is, kan die storm kom. Want goed gaan kom. Jy sien die dag wanneer ek en jy ons, en luister mooi vanoggend, die dag wanneer ek en jy ons hart vir die Here Jesus gegee het, dan kom die storms. Amen? Wie sê so? Het jy dit ervaar? Die dag wanneer jy besluit het, Here, ek wil vir U leef, ek wil vir U leef, ek wil voluit vir U leef, dan is dit een ding na die ander ding. Die storms kom net so na jou toe. Maar jy sien, dis wat die Here sê. Hy sê, kom en hy sê Romeine 8, hy sê, as ek koos vir jou is, wie kan teen jou wees? Die storms gaan kom, maar dit gaan jou nie onderkry nie. Dit gaan jou sterker maak. Jy sien, 'n storm kom baie keer in jou lewe om jou sterker te maak, om op jou knie te gaan, om jou vertroue in die Here Jesus te sit, om vrede te hê, al kom al ander goed wat gebeur. Daar's altyd twee stryd, wanneer jy jou hart vir die Here gee, nê, is dit 'n stryd twee in jou, die dark side en die light side. Met ander Satan wat kom met sy goed, en die Here Jesus wat gesê het, maar ek het my seun gegee. God het sê, ek het my seun vir jou gegee. As ek vir jou is, wie kan teen jou wees? Maar dan kom die duiwel en hy kom met al hierdie rande goed, en van al wanneer ek en jy deur moeilike tye gaan, dan kom die duiwel op dieselfde manier, as wat hy net een manier. As God dan so goed is, hoekom gaan jy deur hierdie storm? Hy het by Jesus ook dit gesê, as God aan jou Vader is, dan kan jy vir hierdie klip sê, word brood, en jy kan brood eet, of jy kan van hierdie klif afspring, en die angels gaan jou vang. Hy kom met dieselfde triek. Mense, die duiwel het net een manier, wat hy na jou en my toe kom. As God dan in jou is, hoekom sukkel jy so? As God dan vir jou is, hoekom gebeur hierdie goed? Is dit nie so nie? Waar is jou God nou? Ek sien baie keer as hierdie een ou, 'n jongerige ou loop,
en hy maak video's en ek hou baie van die ou. Ek dink ek skat hom so 34, ek weet hy gaan ver kom, die Here is besig om video te gebruik. Dan loop hy en praat hy met die mense. Dan die antwoord wat hy kry, skok 'n mens. Want almal kom sê maar okay, maar as God vir my is, hoekom moet ek hierdie goed gaan? Hy sê dan hy maak die storm stil. Hy sê dan hy gaan my laat in die leeukuil laat val en daar gaan niks gebeur nie. Weet dan ken jy die Bybel baie mooi. So die dark side kom nog steeds en hy wil jou van trek afgooi. En is 'n besluite wat ek en jy moet neem. Is 'n besluit wat ek en jy moet neem. God het klaar die besluit gedoen, hy het klaar die werk gedoen wat hy moes gedoen het. Hy het sy seun gegee sodat ek en jy die dark side kan oorwin. Amen. Die wêreld se natuur kan oorwin. Maar die wêreld doen dit, maar dit is nou maar een van daai dinge. So ons kan dit ook maar doen. En God het vir my en jou 'n geskenk gegee. Sy seun. Om oorwinning te kry. So ek en jy gaan deur die stryd. Maar ek en jy het oorwinning in ons hart. So die stryd wat voor ons lê, kan ons saam met Jesus deurgaan. Amen. Hy kan saam met my en jou die kruis kan hy dra. Hy kan jou burdens vat. Hy sê, cast your burden unto Jesus. Because he cares for you. Amen. Maar sien ons wil ons eie juk dra. Ons wil ons eie probleme dra. Dis my probleme. Ek gaan deur hierdie goed. Ek gaan dit nie vir iemand gee nie. Ek gaan ook nie vir die Here gee nie. Ek gaan dit self hier deurvat. En ons gaan op ons knieë later en seil ons op ons maag van die pressure. Maar ons is nie bereid om te sê, weet jy wat? Hierdie geveg het God al reeds gefight vir my nie. So wat 'n stryd fight jy in jou lewe en hoekom fight jy hom? Hoekom gee jy hom nie vir die Here nie? Hoekom sê jy nie Here, maar jy het al klaar hierdie oorwinning vir my gegee? En vat die oorwinning. Vat die oorwinning. Want jy sien wanneer jy dit vat, dan het jy oorwinning. Maar wanneer jy dit nie vat nie, is jy nog steeds in die stryd. Jy is nog steeds wat hierdie stroom opswem, teen die stroom opswem, en jy word moeg. Gister het ons bietjie op die rivier was het gesien, die rivier vloei baie van die een kant na die ander kant toe, en as die kinders van die tubes afgespring het, want hulle val kamstig af, maar net om in die water te wees, dan kan jy sien hoe die stroom hulle vat, en hulle swem, en hulle word moeg om te kom waar hulle op die tubes weer kan klim. En dis wat ons doen. Aan ons opstand is daar miskien iets nie wat reg is nie, en ons swem teen die stroom op, en ons word moeg. Môre is ons weer teen die stroom op, en ons word moeg. En die Here sê, weet jy wat? Los dit vir my. Hoe los ons dit vir die Here? Here, maar gaan die Here dit en dit, weet jy wat? Die Here sal iemand stuur. Dis tyd dat ek en jy net ons vertroue in God sit. Soos Daniel sy vertroue in God gesit het, in die leeukuil. Soos die 3 ouens wat in die oonde gegooi is, hulle vertroue op God gesit het, oorwinning gekry. Mense, ons moet leer, ons kan nie deur hierdie stryd gaan elke dag dieselfde ding, en ons veg dieselfde ding elke dag nie. Want ons vlees gaan vir ons besig hou. En hoekom hou ons vlees ons besig? Want ons kom te min in God se woord. Die geskenk wat God ons gegee het, ons maak hom nie oop nie. Ons gebruik hom nie, ons weet nie eens wat is in daai geskenk nie. Hoe sal ons weet, as ons die woord van die Here in ons kry? Lig en duisternis kan nie saam wees nie. Amen. As jy duisternis in jou lewe toelaat, dan gaan dit inkom. Maar as jy in jou huisgesin die Bybel lees en bid en op die Here vertrou en die Here se naam groot maak en al daai goed,
dan het jy oorwinning. Jy en jou huisgesin het oorwinning. Nou as God vanoggend hier kom en hy sê vir jou, hier het ek geskenke. Wie wil 'n geskenk hê? Kom al, wie wil hier's twee geskenke. Eerste twee kry geskenke. Hier, kom al my geskenk, hierso, ek wil vir jou gee, hier's twee. Die Here kom en hy sê vir ons, ek het vir julle geskenke, wat ek vir julle wil gee, maar ons wil dit nie gaan haal nie. As ek nou vir julle gesê, daar is R500 in my hand kom haal het, dan was almal hier voor. Maar die Here kom en hy sê, ek wil vir jou geskenk gee. Ek wil vir jou gee, ek wil jou deur hierdie ding vat, maar ek en jy is te skaam, wat gaan die mense sê? Dis 'n geveg wat heeltyd in my lewe is, in ons geestelike lewe is die geveg tussen vlees en die gees. Die lig en die duisternis. En ons raak so moeg, dat ons partykeer sê, is dit die moeite werd? Kom ek sê vir jou wat, daar's geen ander weg nie, maar die weg van God. Amen? Daar's geen ander manier om in hierdie dae deur te kom, in die laaste dae, as om die Here deel te maak van ons lewens, ons leefstyl, wie ons is, hoe ons dink, hoe ons praat. Want die tyd is baie nader as wat ek en jy dink. So die Here kom en hy sê, en ek het hierdie geskenke vir jou, en ek en jy fight hierdie fight elke dag binne in ons die woede, en ons het nie vrede, en ons het nie liefde, en ons het niks van dit nie. En die Here kom en hy sê, maar ek het al hierdie geskenkies, wat ek vir jou wil gee. Wat maak jy met dit? Om oorwinning te kry. Toe ek jou geskenk gee, het jy oopgemaak. Jy was bly. Jy het nie gesê, ok, ek gaan dit wegbere, ek sal dit miskien oor 'n jaar of 2 sal ek dit oopmaak nie. Jy? Dadelik. Dis wat ons met God, die geskenk van God doen. Hy sê, ek het my seun vir jou gegee, sodat jy kan lewe en lewe in oorvloed hê. Oorwinning oor lewe en dood. Laat jy op skorpioene kan trap, en hulle kan jou geen naam doen nie. As jy vir hierdie berg sê, en jy het geloof, geskenk van God is geloof, mense, geloof is geskenk van God. Sê dit vir jouself, geloof is 'n geskenk van God. Hy sê, as jy geloof het, en jy sê vir hierdie berg, gee vir jou op, en werp jou in die see, dan sal dit so wees, as jy nie twyfel nie. Jy sien, hoor al hierdie positiewe goed. Al hierdie positiewe goed is 'n geskenk wat God vir my en jou gee. 'n Geskenk is 'n belofte wat God vir my en jou gegee het, dan sit jy dit op in 'n geskenk. Maar wanneer jy die geskenk het, God gee vir jou die geskenk. Hy het sy seun gegee, sodat ek en jy kan lewe en lewe in oorvloed het. Amen? Hy sê, ek het jou geanoint, sodat jy kan uitgaan, en die anointing kan gebruik, wat ek vir jou gegee het. Met aan die hand op siekes lê en die gevange vrylaat en al die goed. Hy sê, ek het vir jou daai geskenk gegee. Dis 'n geskenk wat God vir jou gegee het. Wat maak jy met die geskenk? Bær jy hom in die kas? Of vat jy en jy rek hom oop en jy sê, wow Here, ek dank jou vir hierdie geskenk. Jy sien, dis geestelike geskenke wat God vir my en jou gee. Ek praat vandag van geestelike geskenke wat God vir jou gee. Lees vir my Galasiërs 5 van vers 22 af. En lees nou. Hoor die geskenke. Ons almal ken hierdie ding. Ons almal ken hierdie verse. Maar ons het dit nog nooit verstaan nie. So, ja, God is liefde. Dis 'n geskenk wat God vir jou gegee het. Galasiërs 5 kom en hy sê, God is liefde. En liefde moet in my en in jou wees. Dis 'n geskenk wat God vir my gee. As ek hierdie geskenk nie van liefde oopvou nie, met ander woorde, as ek nie kan mense vryspreek nie, mense, dan gaan ek nie liefde van God nie ervaar in my lewe nie. Kom aan. Ons gaan nie deurbrake kry nie.
Want ons maak nie die geskenk oop nie. Ons weet God is liefde en God het gesê ek het jou so lief dat ek my seun vir jou gegee het. So God het jou lief en jy die liefde van God in jou hart. Maar ons doen niks. Jy kan niet skenk. Jy kan enige kan sal my preek. As ek preek en die Here lê iets op jou hart, dan kom staan jy hier voor by my en ons praat. Want hierdie is nie net 'n gesprek nie. Hierdie is, Here, ons is hier om jou stem te hoor. En dis nie net ek wat jou stem van die Here hoor as ek preek nie. Soos nou met hom, praat en laat die Here praat met die gemeente, mense. Toe Koos nou vir my die geskenk gee, toe ek dit hoor, toe dog ek dis 'n toffie. Maar toe dit in my hand sit, toe besef ek nee, dis geld. En onmiddellik het ek dit toegemaak, want die mense is, ek weet nie, skaam of ek weet nie hoekom nie, maar mens wil nie vir almal wys wat God vir jou gee nie. En dis verkeerd. Amen. Wat Koos eintlik sê is, Amen. Wys vir God. Yes. Dis wat God my gegee het. En mense moet besef, as God gee, gee hy. En ons moet soek daarna om geskenke van God te kry. Amen. Moenie Ingrid is baie belangrik gesê. Moenie skaam wees vir die geskenke wat God vir jou gee nie. Maak hom oop en sê, wow, this is from God. En dis nie 'n brag nie. Dis om te sê, this is from God. A blessing from God. Geskenk wat God vir my gegee het. Amen. Alle eer aan God. But the fruit of the Holy Spirit, the work which His presence within accomplishes. Wow. Die werk van die Heilige Gees. Wat is die Gees van God? 'n Geskenk van God af. Die dag toe ek my hart vir die Here Jesus gegee het, het almal die Heilige Gees in hom? Nee. Die dag wanneer jy jou hart vir die Here gee, dan kom die geskenk van God en hy gee vir jou die Heilige Gees om in jou te kom en in jou te kom bly. 'n Awesome geskenk om jou te lei, om jou te waarsku, om jou wysheid te gee, om al hierdie goed te doen. Dis 'n awesome geskenk, maar ons gebruik nie die geskenk nie. Ons sit om een kant. Want jy sien die dark side wil nog steeds bietjie oorvat. Maar die Here sê, weet jy wat, ek het my lig, die Holy Spirit vir jou gegee. 'n Geskenk uit God se hand uit. En is net God wat die Heilige Gees kon gee het. Dis deel, mense, ek wil hê jy moet vanoggend verstaan, maak jy oor toe en verstaan, hoor net vanoggend. Dis deel van God homself. Die Holy Spirit is 'n deel van God homself wat kom en sê, maar ek wil myself in jou insit. Ek wil deel wees van jou. Amen. God sê, ek wil nie net 'n God vir jou wees nie, ek wil 'n deel van jou wees en ek wil my Gees in jou plaas sodat ek kan kommunikeer. Ek en jy kan lekker kommunikeer met God. Amen. Jy sien, wanneer jy die Heilige Gees in jou het, is die kommunikasie tussen jou en God nie so hierdie ander goedes wat julle nou opsit, wat is dit, Wi-Fi? Daai Wi-Fi werk nie met God nie. Dis nie so is te vinnig. God is te vinnig. Amen. En daar's nie load shedding nie, en daar's ook nie kabels wat breek nie. God is altyd beskikbaar. Holy Spirit, 'n geskenk van God, is 'n deel van God wat God vir jou en vir my gegee het. Amen. And if you think about the verse on verse 22, it says, but the fruit of the Holy Spirit. So fruit is what you see, what you taste, what is there. So the fruit of the Holy Spirit is love, joy. Nee, bly net weer 'n stukkie by. Weet jy wat so awesome is, God het goed net so breek. 'n Vrug. As ek vir jou perske gee, wat gaan jy kry? Wat gaan jy proe? Maak jou oop toe en jy eet hom, wat gaan jy proe? Jy gaan dadelik sê dis 'n perske. Dis 'n piesang. Dis wartlemoen. Want jy sien, want jou smaak, jou smaaksensors, kom ek sê, is so getrein al op dit. So is dit die vrug van die Gees wat die Heilige Gees vir jou gee, moet so al in jou werk dat jy dadelik kan ervaar dit wat verder kom.
vrede, liefde, al daai goedes. Jy moet dit kan smaak. Hy sê, smaak en sien dat God goed is. Smaak en sien. Jy moet dit sien met jou oë. Amen. En die wat na jou kyk. Want God het 'n stukkie van homself in jou en my gesit. Dit is awesome. Sê vir jou dan so, ek het 'n stuk van God binne in my. Ek het 'n stuk van God binne in my. Sy naam is Holy Spirit. En ek en hy wil gaan bietjie meer gesels deesdae in die toekoms. Ek en hy gaan nie net vra nie. Ons gaan 'n bietjie praat oor ons God, hoe groot ons God is. Ons gaan die vrug van die Gees wat ons nou gaan behandel. Ons gaan dit deel maak van ons geskenk. Ons gaan hierdie geskenk, daai is 'n geskenk wat God wat nou kom. Daai geskenk gaan ons nie meer op die rak sit nie. Here, ons gaan hom oopbreek vir hierdie jare wat kom. 2026 gaan 'n awesome jaar wees vir die kinders van God. Amen. Die wêreld praat 'n klomp nonsens, maar ons staan op God. Ons staan op die woord van God. Maar kom ek sê jou vanoggend, as jy nie die geskenk van God gaan oopmaak nie, gaan jy suffer in 2026. Want jy sien, God het al hierdie gifts wat hy gegee het, is nie net dis gifts, maar dis ook jou vryheid, jou autoriteit wat God vir jou gee. Autoriteit oor die wêreld, sodat jy kan beheer vat oor situasies in jou lewe. Amen. So niemand kan jou rol nie, want jy het 'n stuk van God in jou, Holy Spirit. Jy het Jesus Christus wat aan die regterkant van God sit. Amen. En hy tree in vir my en jou. Wanneer ek en jy 'n bietjie aangejaag het, dan kom Jesus en hy sê, Vader, maar kyk na my. Ek is die volmaakte lam. Ek het vir Koos gesterf. Maar jy sien, ek en jy moet begin aanbeweeg. Ons moet hierdie geskenke oopmaak en ons moet dit leef, ons moet dit deel maak van onsself en op dit staan. En wanneer mense ons moet verander, ons moet verander. Sê vir jouself, ek moet verander. Ek moet verander. Here, al ry hierdie taxi vir my, ek moet verander, ek moet vrede kry. Ek moet nie kwaad word nie. Al staan ek in 'n lang ry en daar's net een til oop. Here, wees my geduldig dat ek sommer met die agter in my praat oor God. Miskien is dit ook omdat daar net een til is. Maak die geskenke oop, sodat ek en jy God se volheid kan ervaar in my en in jou. As ek en jy hierdie geskenke oopmaak, dan begin ek en jy die wil van God doen. En die mense gaan God in my en jou ervaar en sien. Amen. Ek sien nou 'n prentjie. Julle het dit al baie gesien. Dit is nou nie 'n klein kind hierso nie. Was toe soos jy's klein genoeg, kom staan nie agter my. Die wat kom staan, jy kan groot tree loop, my regisseur. Die pa en die kind loop. Jy's nou die pa. Sy is die kind. Die pa en die kind loop en die pa gee lang tree. Kyk, die kind wil in die voetspore loop. Het jy al gesien? Die kind wil in sy pa se voet en dan rek hy om daar te loop. Dankie julle twee. Dan rek hulle om daar te loop. Dis wat ek en jy moet doen om te sê, Here, I'm going to stretch this year. 2026 gaan vir my 'n jaar wees dat ek myself gaan stretch om te doen wat jy wil hê ek moet doen, om te vat waar jy wil hê ek moet vat, om my voete te sit waar ek wil, waar jy jou voete gesit het of sit. Amen. Die stryd binne ons mense moet geen vatplek op my en jou het nie. Die omstandighede moet nie besluit, maar waar is God nie. Die omstandighede, en ek weet, dis moeilik. Ek weet dis moeilik, ons almal is mens, ons is mens, en baie keer kom goed, maar jy moet dan nie aansê, Here, vergewe my dat ek so ongeduldig, of ongelowig, of wat ook al was. Vergewe my.
Maar ons moet die geskenke, en hier kom die geskenke, en ek wil hê jy moet lees een op 'n slag, en ek wil hê dan dink jy, het ek ietsie van hierdie geskenk? Het ek al daarom my papiertjie begin skeer? Die toedraai papiertjie, of is hy nog net soos hy was? Ek praat daarvan dat ek my hart vir die Here gegee het. Party baie, party nou, party maak nie saak nie. Die geskenke moet oopgemaak word. Love, joy, Wow. Love, het ons hy geskenk oopgemaak. Ek weet jy het jou vrou lief. Ek weet jy het jou man lief. En ek is baie, en ek is lief vir Henk. Ek waardeer hom, sê Pastor Susan, hy is awesome ou hierdie. Hy help altyd. As ek garage deur oop gaan, hy sien ek is besig of self devil besig en kom help hy altyd. Dis 'n awesome man. En maar liefde. Jy het jou vrou lief. Ek wil nou nie eintlik vir jou skoonma lief nie, want dan gaan jy nie waarheid praat nie. Jy moet mooi praat dan. Het jy jou skoonma lief? Daar sy. Jy sien, die liefde van die Here bepaal nie wie die persoon is nie. Want die stuk wat jy van God in jou het, die Holy Spirit, is die een wat jou moet beheer. Die Heilige Gees moet jou kom beheer, want Jesus sê, hy sê in Matthew, hy sê, ek gaan na my Vader om vir jou 'n plek voor te berei en vir my. Maar ek gee vir julle die Holy Spirit, wat julle gaan lei, wat julle in die waarheid gaan lei, wat julle weg gaan wys, wat julle gaan wys tussen reg en verkeerd. Geskenk. En die eerste een is liefde. As jy net 'n bietjie terugdink, dis moeilik om mense almal lief te hê. Dis moeilik. Maar God sê, weet jy wat? Dis die vrug van die Gees. Dis die vrug van die Gees. En hoor ek baie keer kinders wat kwaad is vir hulle ma's of hulle pa's of hulle ek weet nie wat ook al nie. En dink ek vir myself, wanneer jy begrafnis hou en die persoon is daar in die kus, dan huil hierdie ouens, ja maar hulle het nou dit en dit en dit gedoen. En sê ek altyd, maar hoekom wag ons tot iemand doodgaan om vrede te maak, om liefde te wys? Geskenk is nou. Maak hy liefde geskenk oop. As jy by die huis kom, sê ek ruk hierdie papiere af, Here, laat die liefde van God in my hart kom. Want weet jy wat, as jy die liefde vir God in jou hart het, gaan jy ook so liefdevol hê. Jy gaan nie, dit gaan jou heeltemal verander. Moenie laat ander ou se haat wat hy in sy hart het, jou hart verbitter nie. Want wanneer jy nie die liefde van God het in jou het nie, dan word jy verbitterd in jou lewe. Amen. Jy sien nie meer iets goeds nie. Liefde begin jy iets goed sien. Liefde is gelykstaande, ek sien God se goedheid. Dis liefde, want so lief het God die wêreld gehad. En dink jy ons was die moeite werd dat God sy seun gegee het? Nee. Ons het allerhande gemors gedoen, maar God se liefde het nie bepaal wat sy plan was vir die wêreld nie, vir my en jou nie. God se liefde was groter as dit wat ek en jy aanvang. Hy het gekies om sy seun te gee. Hy het gekies om lief te hê. Amen. Jy het 'n geskenk van God. Liefde is 'n keuse wat jy maak. Of jy hom gaan oopmaak. Ek het baie tyd om te preek, ons het nie gesing nie. So is geskenk wat jy oopmaak en sê Here, dankie vir hierdie liefde geskenk in my lewe. Dankie dat dit deel van my lewe kan wees. Maak hom oop. En eerste een wat op jou gedagte kom, wat jy miskien nie lekker lief het nie, bel hom sê, weet jy wat, ek net vandag vir jou sê, ek is lief vir jou man. Al stem jy nie saam nie, het maak nie saak nie, oor baie dinge stem mense nie saam nie, maar het moet nie bepaal wees of jy daai man lief het of nie lief het, of daai vrou of daai seun of daai liefde is deel van die vrug van God se gees. As jy sê God se gees is in jou, moet jy God se liefde hê. Amen.
Dis die woord, dis nie ek nie. Dis die woord. Jy moet saam praat. Joy. Joy? Hoe kom jy by liefde? As jy liefde het jy joy. Happy wife? Happy life. Huh? Is dit nie? Albertus? Deelt? George? Is dit nie so nie? As jy by die huis kom en jou vrou is happy, dan is jy ook sommer happy, dan is alles nou kwaai, jy weet. Alles is nou... Mense is so. Vrouens bepaal baie die atmosfeer in die huis. Rarig. Maar hier kom hy eerste een was wat? Liefde. Hy sê as jy nie God se liefde het nie, kan jy nie joy het nie. As jy nie liefde het nie, het jy nie joy nie. Dink maar aan jou vrou of jou, ek wil nie jou almal het hulle seker hulle kinders lief. Ons moet ons kinders lief hê. Het nie keuse nie. Dis 'n geskenk van God. Maar baie kan jy sien die mense, ek en sy sit baie, dan sit ons in eet, dan gaan sit mense in eet, dan is een op die foon, dan is op die foon, vir 'n uur praat hulle met mekaar en dink ek vir myself, waar is die liefde? Hulle kom sit en eet in 'n restaurant, hulle gaan nou 800, 900 rand betaal, en daai, hulle praat nie 'n woord nie. Daar's niks joy in hulle nie. Want as hy daar op die moeite doen om te gaan uit eet, om 800 rand te betaal, en hy's op die foon, kan ek nie glo hy kan joy het nie. Ja, SMS. maar mense, weet jy wat? Liefde bring joy in jou lewe. Liefde bring joy. Ek wil net sien hierdie kinders. Ek sê hallo, as die kinders kom kuier, ek is vol joy. As die klein kinders kom. Kyk. Alles woelig. Net een is baie woelig, die ander twee is al baie meer rustiger. Maar jy so liefde, jy so baie joy. En dan bring hulle hierdie snaakse prentjies wat hulle teken en hulle sê op jou skoot en jy kyk TV en druk hom sommer voor jou gesig en sulke goed. Dan lag jy maar net, weet. Hulle bring soveel joy en dis wat God wil hê. Hy sê julle is my kinders, ek wil joy uit julle hê. Ek wil hê julle moet joyful wees. Want wanneer jy joyful is, mense, dan kan die duiwel nie in jou inkom nie, want hy haat 'n persoon wat joyful is. Hy haat 'n persoon wat joy in sy hart het. Dis hoekom hulle gesê het, toe hulle voor in die oond gegooi is, toe sê dit maak nie saak of jy ons ingooi of nie. Ons God se wil sal geskied. Hulle het daai joy gehad, hulle het nie na die oond gekyk nie. Hulle het na God gekyk en sê, maar God, jy's in beheer. Ons het joy in ons hart. Wat ook al gebeur, maak nie saak nie. Want hulle was lief vir God. Liefde bring joy. As jy nie liefde het nie, het jy nie joy nie. Stem julle saam met my? Amen. Toe jy nog jong was en jy was net getroud, jy was vol joy met jou man. Jy was vol joy. En dan op 'n stadium en dan kom jy ook maar op 'n punt wat jy nou en dan bietjie skouers stamp en goed en dan sit jy met wat is daai dikpak lank gesig, so liedjie blaas op jy of iets. Dan sit jy in daar en die ander dan praat jy vir 2 ure nie, dan is 2 ure van jou lewe verby. Stilstype, jy kry mooi name nou hier uit. Dit wys net wat gebeur, né? Of jy antwoord nie en jy sê, die een praat met jou en loop jy net verby. Mag jy nie hoor nie. Is dit nie so nie? Dit bring, das nie joy nie. Wanneer sulke goed gebeur, is dan nie joy nie. En die Here sê, maak hy joy geskenk oop. Sort die gemors uit wat ook al in jou lewe is, of dit wat praat. Sit langs aan en sê, hoor jy, ons is nou al 50 jaar getroud. Hierdie dingetjie, weet jy wat? Dit is so erg nie, maar ek wil hê ons moet 'n bietjie gepraat oor dit. Amen. Liefde, as jy vir iemand lief is, sal jy met iemand praat en jy gaan joyful wees.
Jy gaan daarna gaan jy joy in jou lede hê, in jou hart het. Want dan kry jy lekker soen daarna. Is dit nie? Okay, volgende een. Vrede. Peace. Vrede. Liefde. Joy. Vrede. Amen. Liefde. Joyful. Ek kan ek my rugby kyk. Peace. Nee, maar dis vrede. Vrede in jou lewe, vrede in jou huis. Weet jy wat, as jy gaan huisbesoek doen of kuier of maak nie saak wat jy doen nie, as jy instap in iemand se plek in, ervaar jy dadelik al hierdie goed. Jy ervaar hierdie goed, jy kan sien die liefde, jy kan sien die joy, jy kan dit ervaar in die omgewing waar jy in beweeg. Wie kan dit ervaar? Amen. Jy kan ervaar. As jy instap en jy sien daar stoltslype, dan weet jy, okay, nee, jy moet nie baie sê nie, jy moet net vinnig praat, dan moet jy ry. Nee, jy staan lank en jy bid vir daai om reg te kom. Amen. Vrede. Vrede, omstandighede bepaal nie vrede nie. Jy het vrede in God. Maak hy geskenkpapier oop. Maak so, skeer hom oop. Skeer hom oop. Kom aan, skeer oop. Jy moet hom skeer. Kom aan, skeer hom oop. Daar sê. Manifesteer en sê ek skeer daai vrede geskenk oop in ons lewe, in my lewe, my vrou se lewe, my kinders se lewe, my kleinkinders se lewe, die mense, my familie, mense rondom ons, die kerk, almal. Here, ek vrede in my hart hê. Mense moenie my vrede kom steel nie, want wanneer hulle jou vrede kom steel, steel hulle jou joy. Hulle steel jou liefde. Amen. Dis 'n rippel wat plaasvind. As jou vrede weg is, dan het jy nie joy nie. En wanneer jy nie joy nie, dan het jy nie liefde nie. Want joy bepaal jou liefde. Maar God sê, weet jy wat? Ek het hierdie geskenke, want ons sê vir die Here, Here, gee vir ons soveel goed. Ek wil soveel hê. Die Here sê, maar ek het jou alles gegee. Galasiërs 5 van vers 22 tot 24. Het die Here vir jou en vir my gegee as 'n geskenk, mense. En ek breek dit so bietjie oop sodat ek net kan verstaan. Wat is die geskenk? 'n Geskenk kan nie op 'n rak staan nie. 'n Geskenk moet oopgemaak word. Hy moet gebruik word. En jy moet weet hoe moet hy gebruik word. Jy kan 'n kind 'n ding nou gee vir Kersfees. Oor 'n halfuur dan ry hy daai ding en dink jy, wow, dit lyk of hy al 10 jaar ry. Want jy sien hy het daai ding oopgemaak en hy het hom gery en hy het geval en hy het weer opgestaan uit hy ry en hy hou aan vir oorwinning. We must also think of that God does not take away every stumbling block in front of us. He doesn't take away all our persecution, all our hard situations, but He does give us peace in it. Amen. Patience. Geduld. Ek wil vir julle sê ek het baie geduld. Vrou Elaine, het jou pa baie geduld. Dankie. Een van die goed wat die woord sê is moenie lieg nie. Daar sê. Dis 'n nuwe ding, is vandag is dit nie daai goed is weg. Wat is hierdie ene? Wat ons nou gelees het? Geduld. Kom ons begin by liefde. Joy. Vrede. Geduld.
Amen. God bring hulle so mooi uiteen sit hy dit mooi so. Want jy sien, hy gaan jou nie net hier gee, jy moet eers die liefde van God in jou het en ervaar, sodat jy hierdie oorwinning kan kry oor die volgende stappe wat agterna kom. Want toe ek deur dit gaan, en ek sê, Here, maar hoekom het jy eers die liefde gesit? Want as jy nie liefde het nie, het jy niks van die ander nie. So die liefde is die belangrikste ding wat jy moet hê, dat jy al hierdie goed kan oorwin. Want liefde oorwin alles. Deur die kruis van God het Jesus Christus alle sonde, alle siekte oorwin. Deur sy liefde wat hy vir my en jou gegee het. Amen. As jy 'n liefde verbond het, 'n liefde sterk is in jou huis met jou vrou, jou kinders en alle goed. Mense, dan kan jy baie goed weerstaan en jy kan deur baie goed gaan. En jy gaan baie keer, soos pastoor sê, jy word baie keer getoets. Maar die liefde van God moet nooit uit my en jou uitgaan nie. Ons moet nooit twyfel oor God se liefde nie. Wie sal sy seun gee vir my en jou? Wat 'n liefde is dit net nie. Amen. Is liefde? Kom weer, liefde? Joy. Peace. Vrede. Patience. Patience. Nou ek wil vir jou sê, ek like om goed so te bring, maar ek moet baie keer mooi sê. Die oumas het baie meer geduld met die kleinkinders. Nie net as die ouers nie, vir hulle eie kinders en vir die man. Ja? Is dit nie so nie? Want ek sien die kleinkinders, daar's baie geduld met hulle. Baie meer geduld met my ook, maar is baie meer geduld met die kleintjies. Die kleintjies het baie meer geduld. As jy sit in die kerk, jy moet die waarheid praat. Ek sien jy vat die mic. Maar dit is so. Jy het geduld met hulle, hoekom? Want hulle word nog geleer, mense. Hulle word geleer, ek en jy moet daai geduld deurbring, deur om hulle geduldig te laat gaan. En nie vir elke ding te verskree en pak slaag te gee en te sê, sleg te sê en alle goed nie. Daar's 'n rede vir dit. God het geduld met my en jou. Jesus het geduld met my en jou. Dink net as hulle nie met ons geduld gehad het nie, dan was ons al lank al verlore. Amen. En al hierdie goed vas so in mekaar, want hierdie geduld bring vir hierdie kind en hy sien nou maar ek het verkeerd gedoen, maar my ma of my nanny, ek sal altyd sê nie ma nie, nanny, die pa's partykeer so 'n bietjie nikkerig, maar bring vir my meer geduld voor. Bring vir my liefde bring. As meer peace in my hart. Ek geweet ek gaan iets gaan gebeur, maar ek is so geduldig nog, so peace in my hart. Want hulle gaan my nie verskree en weggooi en klap en sulke goed doen nie. En dis wat Jesus vir ons gesê. Sien jy hoe val hierdie goed te mekaar? Dit is in stappe gegee, sodat ek en jy dit kan werk en deel maak van ons lewe. Jy het iets gesê van geduld? Nee, ek wil net gesê het, ons het meer geduld met die kleinkinders en die kinders, omdat die man moet al wysheid hê. Ja. Ja. Is so. Volgende een. Kindness. 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 Huh? To be kind. Kindness. Wat is in Afrikaans? Goedheid. Okay, voor goedheid, kindness. Ek het dit nou nie, ek kan nou nie op my lig in kindness. Dis eintlik om mooi te wees met mense. Okay. Huh? Moet ek in my Bybel nou kyk? Wat ek gesê het? Galasiërs 5 vers 22.
is hy 22, nee. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, kindness, vriendelikheid. Dink jy, gaan skryf hierdie goed net weer neer. Dink jy, as jy by mense is en jy is heeltyd ongeskik en daar's geen vriendelikheid in jouself nie, of in jou menswees, dat mense gaan naby jou wil wees? Nee. Vriendelikheid is eintlik ook 'n karakter om te beskryf, maar daai ou het vir my het integriteit en weet jy wat, hy's 'n vriendelike persoon. Die omstandighede verander hom nie. Sy geaardheid nie. Vriendelikheid is 'n geskenk wat God vir my en jou gegee het. Maak nie saak waardeur ek en jy gaan nie. Ons karakter, ons vriendelikheid bly nog steeds daar. Amen. En dan hierdie geskenke mense, en weet jy waar gebruik ons dit? Die eerste plek waar ons dit moet gebruik, en hoor mooi, is in ons eie familie. Ons eie familie moet ons hierdie goed toepas. En daarna begin ons uitbeweeg, in die kerk, in die werksplekke, waar ook al jy beweeg, moet hierdie goed uit jou uitstraal. Vriendelikheid. En ek moet vriendelikheid gaan ek ook beskryf as jy gaan sit en eet. Vriendelikheid is as jy weet dit daarom te lank vat, moet jy nie ongeskik wees nie, want dit is die teenoorgestelde van vriendelikheid. En ek dink baie keer dop ek daai toets. Want as jy nou langer as 10 of 20 minute sit en jy is dors en die waiter was nog nie daar by jou, en hy sê dan kom en sê, wel, dis nou hoogtyd dat jy al hier kom. Sag gedog is nie eens meer kook nie. Hoor hier wat ek sê? Vriendelikheid is 'n daad wat jy moet doen teenoor ander mense. Jou geaardheid moet daar wees, die liefde na, maar jou vriendelikheid moet jy nie net met jouself. Vriendelikheid is nie net vir myself nie. Liefde is nie net vir myself nie. Van die goed is, geduld is nie net vir myself nie. As jy sien, hier kom die ou wat baie praat, dan laat jy wegkom. Nee. Staan daar, miskien het die Here net daai dag daai ou gestuur en jy kan hom 'n woord gee. Maak hy geskenk oop. Sigbare? Sigbare vrug. Dankie Henk. Blydskap is ook sigbaar. Vrede kan jy nie laat sien, lankmoedigheid kan jy nie sien. Vriendelikheid is sigbaar, jy kan dit sien. Vriendelikheid, jy sien dit aan die mens. Mens is 'n vriendelike persoon. Jy kan na iemand kyk en sien jy die karakter van die persoon. Dis 'n vriendelikheid in hulle hart. Volgende een. Goodness. Goedheid. Wat sal jy sê wat beteken goedheid? Hy sê, ek kan nou nie Psalm onthou nie, hy sê die Here kom, die Psalm skryf sê, en ek in my huisgesin sal in die Here bly tot in lente van dae. Dan ek sal God se goedheid ervaar tot in lente van dae. God se goedheid sal ek aanvaar en kan erken tot in lente van dae. Goedheid is beteken ek doen goed, nie net vir myself nie. Goedheid is 'n daad ook wat ek en jy moet doen. Goedheid is ek en jy moet God se hande en voete wees. Ek praat met 'n vroutjie daar waar hulle werk by NCP in Klipkor, nie Klipkor nie. Kempton. En hulle gemeente is baie groter, maar hulle het projekte wat hulle
elke tweede maand of elke derde maand het. En die goedheid wat hulle bring, met die liefde wat hulle saambring, dan slaan hulle hierdie tente op en hulle kry die mense wat regtig swaar kry en lanklaas gebad het en al daai goed, en hulle sit showers en goed op, en daar's mense wat hulle kry wat hare sny en al hierdie tipe goed. En dan kry hulle mense, dan gaan hulle in 'n shower en kom sit hulle en sny hulle baard en hulle hare en hulle kry nuwe klere en hulle gee hulle kos daarna en so aan. Dis goedheid teenoor die mens. Hulle hart is vol van goedheid. Uit goedheid in hulle hart doen hulle dit. Goedheid. Ek en jy kan vrede hê, maar ons het dalk nie goedheid nie. Ons het vrede, maar ons het nie goedheid nie. Goedheid is jy doen 'n daad. Goedheid. Hy sê goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Amen. Goedheid en guns. God se goedheid en God se guns sal vir my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly tot aan lente van dae. Is dit nie awesome nie? Wie ervaar God se goedheid in sy lewe? En weet, baie keer gaan jy omstandighede kry en ek kyk hy video wat Louise hulle vir ons stuur waar die water deur die hele huis gegaan het. Dit lyk amper of dit lyk of dit so diep was met die storm en goed. Maar weet jy wat? God sê, weet jy wat? Moenie na die omstandighede kyk nie. Moenie laat die omstandighede jou down kry nie. Hou jou oë gefestig op God. Laat jou goedheid nog steeds uitstaan teenoor die mense. Want goedheid en guns loop hand in hand. En ek sal in die huis van die Here bly tot aan lente van dae. Dis awesome. As ons gaan sit en kyk na hierdie wat die Here eintlik vir ons gesê het, en dit kom jy moes eers vrede kry, liefde kry, om vrede te kry, om joy te hê, om dit te hê en dit te hê en goedheid te hê. Want as jy nie lief is nie, gaan jy vir niemand niks gee nie. Glo vir my. As jy nie liefde het nie, gaan jy niemand niks gee nie. Jy loop soos 'n brombeer rond, jy groet skaars die mense, jy kom in, jy gaan uit en daar gaan jy weer. Jy het niks van hierdie goed nie. Faithfulness. Dankbaarheid. Faithful. Getrouheid. Faithfulness. Hoekom het die Here dit amper heel laagste gesit? Jy moet faithful wees in alles wat hy vorentoe vir jou gegee het. In die liefde, in die joy, in die vrede. Al daai moet ek en jy begin kry en doen in my en jou lewe. Al moet hy, wat is hy in Engels nou weer? Faithfulness. Faithfulness. God sê ek kan op jou staat maak. Amen. God sê ek kan op hom staat maak. Hy's getrou. Getrouheid in hom. Hy's getrouheid, hy's getrou om sy Bybel te lees. Hy's getrou om die woord van God te doen. Hy gaan uit en hy doen dit. Faithfulness. Maak nie saak die omstandighede nie. Hy sal nog steeds dit doen wat ek op sy hart gesit het. Op jou hart gesit het. Jy sien, en ek dank die Here vir hierdie gebou en vir al hierdie mooi mense. En baie wat nou nie vandag hier is nie. Ons dank die Here vir elkeen van julle. Maar weet jy wat is ons groot commission? Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Leer hulle en doop hulle. Gaan dan heen. Dis God se eerste ding wat hy gesê het. Hy sê gaan dan heen en maak disippels.
Met ander woorde, maak jou geskenk oop, die Holy Spirit wat ek vir jou gegee het, laat hy jou wysheid gee, laat hy jou kan leer, en laat hy jou insig kan gee, en wanneer jy praat, laat hy uit jou uitpraat in jou hart. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Leer hulle en doop hulle. Dis wat sy eerste ding wat hy gesê het vir ons. Doop julle, gaan dan heen en maak disippels en doop hulle in die naam van die Here Jesus. Doen ons dit. Doen ons dit. En ek weet nie, ons moet vandag 26 gaan bietjie baie anders te wees. Mense 26 gaan baie anders te wees. Ek en jy gaan hierdie geskenke moet afval van die rak af. Ons gaan dit moet, dis in ons hart, ons gaan ons hart moet oopmaak en ons gaan dit moet begin oefen. Ons gaan met liefde van die Here ervaar. En hoe ervaar jy die liefde van die Here? Om 'n verhouding met hom te hê. Hoe kry jy 'n verhouding met die Here? Mense, hoe kry jy 'n verhouding met die Here? Ekskuus? Spandeer tyd met hom. Weet jy wat? Om jou Bybel te lees, ja, is awesome. Dis die woord van God. Maar dit dra kennis met die Fariseërs. En hoor mooi wat ek sê, die woord is awesome. Die woord is awesome, ons moet die woord ken. Maar hoor wat ek net sê. Gisterand toe ek sit en die Here sê, maar dit help nie, jy ken die woord nie. Want die Fariseërs ken ook die woord. Satan ken ook die woord. Maar hy sê, gaan in jou binneste kamer, daar waar jy en God is, en bou jou verhouding met God daar. Leer God ken in jou bidkamer. Jy sien, daar's tyd, en ek gaan nie baie lank nog preek nie, daar's verskillende tye wat ek en jy moet uithaal vir my en jou. Tyd wat jy en jou gesin saam bid en die Bybel lees, en 'n tyd wat jy afsonderlik met God gaan praat, en 'n tyd wat jy met hom gesels en 'n verhouding bou. Wat jy stil raak, en as jy wil huil, dan huil jy, en as jy wil lag, dan lag jy. Want dis wie God is. En ek en jy ons kan ons probeer wegsteek, maar God sê, ek deursoek jou hart, ek weet lankal wat is in jou hart. En die tyd wanneer jy in daai kamer, in daai stilte kamer gaan, en jy begin tyd spandeer met God, begin jy God leer ken. Dan begin jy God leer ken. En dan gee hy vir jou woord. Sy woord is die weg, die waarheid en die lewe. Amen. Maar as jy nie tyd met hom spandeer nie, dan is dit leefwoorde. Maar as jy tyd met hom spandeer en jy begin hierdie woord leef in jou hart, word dit revelation. Amen. Dan word jy jy trek dan jou armor aan. Jy word dangerous vir die enemy. En hy gaan nie armed dangerous dankie. En hy gaan nie na jou toe kom nie, want hy weet jy's gearmed en jy's dangerous. Amen. Laaste? Daar's nog 2. Okay. Okay, die een is gentleness or humbleness. Gentleness en humble. Moenie dink jy's beter as iemand anders nie. Moenie dink omdat jy 'n mooier kar ry of 'n mooier huis het of 'n mooier dit of 'n mooier vrou. Moenie dink omdat jy dink jy's beter as ander. Humbleness is Jesus het ons so baie geleer. Mense, hy het die humbleness homself gedoen, waar hy gegaan het en hy het met die hoer gesat en hy het met die hoer gepraat en hy het met mense gepraat en vir die hoer gesê, weet jy wat, sussie moet dit nie weer doen nie. Hy het homself humble, want jy sien daardie wil hulle nie gehad het Jesus moet met hierdie mense meng nie. Maar Jesus het hom gesê, ek is humble, ek is hier as mens, ek is hier om die woord van die Here te verkondig. Ek gaan myself humble voor die mense.
En as baie keer wat Jesus homself nie verneder het nie. Jesus het hom nooit verneder nie. Ons moet verstaan hierdie ding verkeerd. Hy het homself gehumble en gesê, weet jy wat, ek dink nie ek is beter as jy nie. Maar ek gaan jou teach. Ek gaan jou teach. Ek is humble vir jou, maar ek gaan jou teach. Die laaste een is self-control. En die Here het daai in heel laagste gesit. Want wanneer ek en jy die liefde het, ons het die vrede, ons het die joy, ons het die selfbeheersing, ons het die ander, kan nie almal onthou nie. Vriendelikheid, goedheid, geduld, langmoedigheid, kindness, gentleness, en dan kom ons by die laaste een. As ons daai het, dan kan ons onsself kontrol. Dan het ons selfbeheersing. Amen? Die Here het geweet om met daai in laaste sit. Selfbeheersing is die moeilikste een van almal, om jouself te beheer in omstandighede. En hy het ons gesê, werk deur hierdie, om dit onder die knie te kry. Werk deur hulle, sodat jy selfbeheersing kan hê in jou lewe, om jouself te kan beheer in jou lewe. Jy sien, wanneer jy hierdie het en jy kan jouself beheer, is dit 'n baie goeie pluspunt in jou lewe. En ek gaan terug. Jesus, selfbeheersing, kom Petrus en hy wil kap hierdie soldaat se oor af. En die Here sê vir my, wat maak jy? En die Here beheer homself. Hierdie mense kom om te vang, om te gaan doodmaak. Maar hy het soveel selfbeheersing in hom. Hy tel die oor op en hy sit hom saggies op hierdie ou se oor, sy vyand. En hy beheer homself en hy sit hom oor en hy maak hom mooi gesond, hy kan nie sien nie. En hy sê vir die mense sê hom, hy het vir Petrus gesê, get behind me Satan. Hy het nie gesê Petrus is Satan nie. Hy het gesê die daad wat gedoen is, kom van Satan af. Hy het nie gesê maar Petrus jy is Satan nie. Nee, hy het gesê vir die Satan, get behind me. Hy is die Satan bestraf. Baie sê ja, maar hy het vir Petrus gesê hy is die Satan. Nee, daar's nie 'n manier wat hy dit vir hom gesê het nie. En dit is Jesus wat hierdie toepas in sy lewe of toegepas het in sy lewe. En ek en jy moet begin om hierdie goed toe te pas in ons lewens. En die een grootte is liefde. Is liefde. Mense, as ek en jy die liefde kan oorwin in ons hart, dan gaan die ander goed makliker wees. Word. Elke dag van ons lewens. Die liefde van die Here verander ons. As ek en jy nie liefde het nie, hy kom aan en hy sê, en ek kan nie vers onthou nie, hy sê, nou bly hy is 1 Korintiërs 13, ja, vers 13. Hy sê hoofstuk 13. Maar is dit nie vers 13 ook nie? Ja. Hy sê nou bly daar 3 oor. Geloof, hoop, liefde. Nou kom gee die antwoord. Hy sê maar die grootste van dit is die liefde. Jesus kom en hy sê vir ons, die grootste van dit is die liefde. So mense, ek wil vandag en gisterand ook deurwerk en nadat ek deurwerk bid, ek sê Here, weet jy wat? Begin by my, verander my. Daar's soveel. Ek het 'n paar goed neergeskryf. Dis Here, ek wil hierdie 2026 wil ek wil nie 'n belofte ding skryf en ek gaan gewig verloor. Ek wil gewig verloor, maar met my geestelike lewe. Here, hier wil ek groei. Hier wil ek meer hê. Ek sukkel met hierdie.
Jy sien wanneer jy na Jesus toe gaan, na God die Vader gaan en die Heilige Gees in jou en sê ek sukkel met hierdie en sê wag, kom ek help jou man. Ek help jou. En jy probeer dit uit jou hart uit doen. Mense dan sê meer as oorwinnaar. Want dan kom hy vers, Romeine wat gesê het, groter is hy wat in jou is as wat die een wat in die wêreld is. Dan kom daai vers in werking. Dan kom jy, dan sê jy groter as die probleme in die wêreld omdat die Heilige Gees in jou is. Dan kan jy al hierdie autoriteit het uitspreek. Want dan het jy 'n verhouding met God. Amen. So ek hoop ons het iets geleer op in hierdie tweede laaste Sondag in 25. Dat ons in 26 kan inbeweeg om te sê Here, ons het opgewondenheid in ons hart om te doen dit wat U vir ons verwag. En ek gaan afsluit en sê moenie laat mense bepaal wie jy is nie. God het jou eie karakter gegee. God het vir jou 'n karakter gegee. En God is deel van jou en jou karakter. Sodat die Heilige Gees my en jou lei. Dat ons die karakter van God kan ervaar. Daai is die karakter van God. Die vrug van die Gees is God se karakter. Dis Jesus se karakter. Hy wil dit vir ons gee. Maak oop hy geskenk. Sodat ek en jy daai geskenk kan vat en sê dankie Here Jesus. Ek gaan dit uitleef in hierdie jaar. Amen. Maklik is nie net al 7 wil gaan oopmaak nie. Maak 2 oop, oorwin hulle. Maak 2 oop. As jy al 7 kan hanteer, prys die Here. Maar begin by iets om te sê, hierdie is goed wat ek sukkel, maar sorg dat jy eers die liefde van God in jou hart het. Amen. Alright, wil jy nog iets sê, pastoor? Kom ons staan.